Goeiemôre almal, goeiemôre ook aan ons kykers en 'n besonderse woord van verwelkoming van ons lidmate uit Botswana, Johan en Anneke wat hier kuier en vir mediese redes hier is. Ons is dankbaar dat julle weer vanoggend saam met ons in persoon kan wees. In ons gebedsbediening, vir wie kan ons vanoggend bid? Ons moet net dankie sê, dankbaar vir al die seëninge wat ons. Sal dankie sê, enigiemand anders, niks. Gaan dit goed met almal? Onthou net ons kykers, as julle wil voorbeding vra, kan julle, as julle op ons gemeente se WhatsApp groepie is, kan jy vir ons dit stuur en ons doen dit graag, of in die kommentare van die Facebook kan julle dit ook vra, of media bediening by pretorianoord.co.za. Maar kom ons bid saam en sê dankie. Ons troue Vader, Here God, baie dankie dat ons vanoggend as 'n geloofsgemeenskap so rondom U woord by mekaar kan wees. Dankie Here dat U ons seën met gesondheid. Dankie Here dat U ons seën met krag. Dankie Here dat U ons seën met genade, om die lewe wat U vir ons gee te mag leef. Maar in dieselfde asem, Here, wil ons bid vir hulle wat sukkel met hulle gesondheid. Ons wil vir hulle bid wat nie al die middele het om 'n lewenstog te kan befonds nie. En Here, hulle wat wonder en bekommerd is oor hulle werk. Here, daar so baie bekommernisse in 'n mens se lewe wat ons aandag van U aftrek en ons so bietjie laat twyfel. Vergewe ons daarvoor, Here. Reken dit nie as kwaad en sonde toe nie, maar verlos ons daarvan en gee vir ons hoop en vreugde in Jesus Christus. Ons loof en prys U in Jesus se naam. Amen. Ons aanvangslied vanoggend is lied 168 en ons sing al 3 die vers. In die begin was die woord daar, en die woord was by God,
en die woord was self God. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Genade en vrede vir elkeen van hom wat is, wat was en wat kom, van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie. Amen. Ons lofprysing vir oggend is lied 478 en ons sing al 4 die verse. Of net vers 1, 2 en 3. Ag 4, ekskuus. Dankie Petro. De fundamente het God sy kerk gebou, apostels en profete het ons dit toevertrou. Van die hemel herskep die woord en gees, verlorenes op aarde, ooit alle volke, volk verhoogdes, in geloof en werke, in sy naam. Hier die brood en beker, aan die geloof, om hulle verseker, hy het jou skryf in ons harte, dat ons dit nooit vergeet, al pynig ons die smarte, al martel ons die leed. Die kruis van ons verlosse, sy Christus verhoog, en echt vervaarde wereld, waarin dit die vaste Jesus het gesê, my skape luister na my stem. Here, ons luister so dikwels weer na die stemme van ons tyd. Vergewe ons wanneer ons nie altyd na die stemme luister nie. Ek ken my skape, ek ken julle, ek vergewe julle. Ek gee julle die ewige lewe en julle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal julle uit my hand ruk nie. Luister na my en julle sal lewe. Dankie, Here. Jesus het verder gesê, my skape volg my. Here, ons so dikwels agter die invloede van ons tyd aan. Vergewe ons waar ons nie altyd volg nie. Ek ken my skape, ek ken julle, ek vergewe julle. Ek gee julle die ewige lewe en julle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal julle uit my hand ruk nie. Volg my en julle sal lewe. Dankie, Here. Geliefdes, ons skriflesing vir oggend kom uit Openbaring 7 vanaf vers 9. Dit is op bladsy 332 van die 83 vertaling en in die kleiner weergawe van die 83 vertaling is dit op bladsy 290. Openbaring 7 vanaf vers 9 op bladsy 332 of 290. Maar voordat ons dit lees, kom ons bid tot die Here God. Here Jesus Christus, ons het vanoggend teenoor U bely dat ons so dikwels eerder na die stemme van ons tyd as na U luister. U het ons vergewe, Here, en daarvoor dank ons U opnuut.
U het ons daaraan herinner dat ons die geskenk van die ewige lewe uit U hand ontvang. Dat ons in alle ewigheid nooit verlore sal gaan en dat niemand ons uit U hand sal ruk nie. Here God, U is ons herder. Ons volg U en U alleen. Here, ons kan U slegs volg as U met ons praat. Ons kom nou om na U te luister, Here. Ons stel ons fyn op U stem in. Kom praat nou met ons. U dienaars luister. Amen. Die opskrif van die gedeelte wat ons saam lees is die groot menigte. Hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal, en het voor die troon en voor die lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad en daar was palmtakke in hulle hande. Hulle het hard uitgeroep: ons redding kom van ons God wat op die troon sit en van die lam. Al die engele het rondom die troon, die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan. Hulle het toe voor die troon gekniel met hulle gesigte na die grond toe en het God aanbid en gesê: Amen. Die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte behoort aan ons God tot in alle ewigheid. Amen. Een van die ouderlinge vra toe vir my: hierdie mense met die wit klere aan, wie is hulle en waar kom hulle vandaan? Ek weet nie, meneer, sê ek vir hom, maar u weet. Hy sê toe vir my: dit is die wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hulle hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. Hulle het nie meer honger en nie meer dors gekry nie. Die son sal hulle nie brand nie en 'n hittegloed ook nie. Want die lamp wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees. En hulle na die fonteine met die water van lewe lei. En God sal al die trane van hulle oë afdroog. Tot sover ons skriflesing. Op 'n ander plek verseker Jesus ons: ek gee my skape die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die tema wat ek in die hand van hierdie gedeelte wil hanteer, is gemerk deur Jesus. Nou medegeloofsreisigers, die wêreld soos ons dit geken het totaal en al verander. Ons almal kry die afgelope 2 jaar, of veral die afgelope 2 jaar, swaar. Ons lewe, een en elkeen se lewe, is totaal en al ontwrig. En daarom wonder elkeen, waarom moet 'n mens so swaar kry? Veral wanneer dinge nie loop soos ons gedink het, gehoop en verwag het nie. En wanneer dinge so in 'n mens se lewe aanhou verkeerd loop en jy swaar kry, dan begin 'n mens wonder oor God se almag en sy liefde vir ons, sy kinders. Ek weet nie van julle nie, maar in sulke tye wonder 'n mens of geloof nie maar 'n doodloopstraat is. In die worsteling oor waar God in al hierdie gebeure is, gee Openbaring 7 vir ons weer hoop.
Dit begin deur die kerk Jesus se volgelinge aan Israel te verbind. Die kerk as 'n geloofsgemeenskap van die Nuwe Testament word hier as 'n voortsetting van Israel geteken. Die eerste 7 verse beklemtoon die feit dat elke Jesus-volgeling simbolies gemerk is en verseker kan wees dat die toekoms in die teenwoordigheid van God sal wees. Hierdie groot menigte, die volle getal, sal in die teenwoordigheid van die Here God fees. Hierdie gedeelte leer deur verdrukking heen het Jesus volgelinge oorwin, omdat hulle klere in die bloed van die lam gewas het. Ons moet baie mooi verstaan, die kruisiging van Jesus Christus is die spil wat dit moontlik maak om in moeilike omstandighede in die geloof te bly, staande te bly. Dis nie bedoel om die kerk bo die ellende rondom die wêreld waar binne ons leef te plaas nie. Maar juis om die kerk wat in die ellende van die wêreld staan te troos. Weet julle, sommige mense ervaar hierdie beeldspraak, die simboliek in Openbaring baie onrusbarend. Maar hierdie gedeelte in Openbaring 7 skep eintlik 'n heel ander beeld vir ons. Naamlik veiligheid en sekerheid. Ek en jy moet besef, in Christus is ons God se eiendom. Ons is selfs gemerk as sy eiendom, toe ons die dag gedoop is. Daarom is dit belangrik om voortdurend die herinnering aan God se beloftes en trou deur die eeue te herhaal, sodat dit in ons geheue ingebrand kan word. En ons dit in tye van nood, wanneer ons paniekerig raak oor wat ons te doen staan, hierdie trou van God outomaties ons gedagtes kan oorneem. Die verskillende beelde en beskrywings wat hier gebruik word, is om ons iets te vertel van hoe God en die lam is. En dit behoort ons, vir jou en vir my as Jesus volgeling, moed te gee in tye van ontwrigting. Hierdie gedeelte verseker ons, hy wat op die troon sit, sal by ons bly. Die lam sal ons herder wees. God sal al die trane van ons oë afdroog. So jy verstaan dat ons hierdie simboliek baie goed moet verstaan. Die groot menigte behoort nie los te verstaan te word van die 144.000 in die vorige verse. Dis maar net die simboliek van die volheid van almal wat aan God behoort. Hierdie groot menigte is 'n vervulling van God se beloftes aan Abraham, dat sy nageslag ontelbaar sal wees. En dit word verder bevestig met die verwysing na elke nasie, elke stam, elke volk, elke taal. Hierdie tema van alle nasies kom baie keer in die boek Openbaring voor.
En dit sluit natuurlik alle Christusvolgelinge in, ook vir jou en vir my. En net so beteken om voor God se troon te staan, om in 'n ereposisie te wees. Die wit klere is simbolies van oorwinning. Dit was die gebruik in daardie tyd dat die Romeinse generaal na oorwinning deur die strate op sy strydwa gery het met 'n wit kleed bo-oor sy militêre uniform aan. Palmtakke is simbolies van vreugde. Die soldate en die mense het die palmtakke rondgeswaai om hulle vreugde te wys na die oorwinning wat behaal is. En nou wil ek myself net so 'n bietjie onderbreek. Onthou julle met Palmsondag, toe Jesus in die stad in Jerusalem ingery het, was daar ook palmtakke. Maar hy het nie wit klere aangehad. Hy het ook nie op 'n strydwa gery. Hy was op die rug van 'n donkie. En die mense het hulle klere op die pad neergesit. En daarom verstaan ons iets van hierdie vreugde te midde van die swaar kry en die ontwrigting. Die term groot verdrukking kom net hier en in Matteus 24 vers 21 voor. En dit verwys waarskynlik na 'n baie spesifieke tyd. Volgens hoofstuk 12 en 13 is die finale oorlog tussen Jesus se volgelinge en die draak en die dier uit die see. Maar heel eenvoudig dui dit op die verdrukking wat deurlopend in die tyd tussen Jesus se eerste koms en sy tweede koms in die wêreld voorkom. Die oorsaak van die verdrukking is gewoonlik volgelinge se getuienis oor Jesus Christus. Mense is verdruk omdat hulle Jesus Christus verkondig. En dit gaan in hierdie gedeelte nie net oor een spesifieke groep nie, maar oor die hele geloofsgemeenskap wat deur spesifieke verdrukkingstydperk gegaan het of steeds gaan. So Openbaring is nie hierdie vreemde voorspelling van die toekoms nie. Dit kom simboliseer vir ons hoe ons werklike omstandighede kan hanteer en hoe ons daarin moet optree. So wanneer ons oor God se almag en sy liefde wonder en moedeloos wil word tydens ontwrigting, omdat ons so swaar kry, moet ons onthou. Openbaring 7 se boodskap is nie 'n dreigement nie. Dis nie maak seker dat jy deel van die 144.000 is nie. Maar dis eerder een van bevestiging van God se trou in 'n tyd van ontwrigting, waar hartseer, pyn en vervolging deel van ons lewe van elke dag is. Hierdie onthou van die verlede en die hoop vir die toekoms gee vir Jesus volgelinge, vir jou en vir my, die moed om in die hede, die hier en die nou, te kan aangaan, ongeag ons omstandighede, en 'n verskil in die wêreld te maak. En daarom is my gebed vanoggend, dat God elkeen van ons verras, om vandag te midde van ontwrigting, pyn en lyding, die pyn en die lyding van die wêreld en die kerk, iets
van hierdie eenheid, eindheerlikheid te ervaar. En wanneer ons dit ervaar, die Here God te loof en te prys en diensbaar te bly in sy koninkryk. Amen. Kom ons bid saam. Ons troue Vader, U is die lewende God. U is die skepper God. U is die onderhouer God. Ja, Here, te midde van ons swaar kry, te midde van lyding, te midde van ontwrigting, sorg U vir elkeen van ons. Beskerm U elkeen van ons. Daarom kan ons vanoggend, Here, na U toe kom en U loof, prys en dank vir die versekering wat U ons gee dat ons U eiendom is en dat niks ons uit U Vaderhand kan ruk. Niks kan ons skei van U liefde wat daar in Jesus Christus is. Nie in hierdie lewe nie, en ook nie in die lewe na die dood nie. Here, U is die almagtige lewende God. Die Vader, wat sy kinders nie net versorg nie, maar hulle ook beskerm. Here, help ons wanneer ons ontwrigting, lyding, pyn en swaar kry beleef, dat ons nie sal begin twyfel in U almag nie, in U teenwoordigheid, maar dat ons juis in sulke omstandighede na U toe sal vlug en by U sal skuil, omdat U ons rots, ons veilige vesting is. Here, werk met U Gees in elkeen se lewe, sodat ons elke dag by U sal skuil en U getroue getuies sal wees. Ons bid dit in Christus Jesus se naam. Amen. Ons toewyding en wegsendingslied is lied 587, verse 1 en 2. Vanaf die mere deur die
Die opgestane Jesus sê vir ons, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Gaan in die krag van die Gees wat julle van my en die Vader ontvang het. Amen. Net 'n paar aankondigings. Die verjaarsdag vir die week is die 10de Mei. Verjaar Dominee Fanny Swanepoel. Gert, is ek reg? Ek probeer nou op my geheue staat maak. Pietro, hy is ongelukkig nou nie op ons database nie, maar Dominee Fanny verjaar. Nou Fanny, baie geluk aan met oom se verjaarsdag. En ons bid ook die Here se seën op oom toe. Die 11de Mei Magriet Buitendag en die 12de Mei Louise Steenekamp. En julle ook baie hartlik geluk met julle verjaarsdag. Mag die Here ook in julle lewe teenwoordig wees en julle behoeftes bewaar. En dan wil ek ook net vanoggend sê van alle moeders, baie gelukkige Moedersdag. Ek hoop julle is almal bederf met koffie in die bed. Al het julle vir die mans koffie gebring. Dankie. Dink ons almal kan dankie sê vir ons moeders. Dan die 19de Mei het ons finansiële komitee vergadering. Die 22ste het ons 'n spesiale deurkollekte vir apostolaat. Die 26ste is Hemelvaartdag. Ons sal dat weet. Ons sal seker die erediens 7:00 die aand hier het as hier nie iets by die rolbalbane aan die gang is nie. En dan die 29ste Mei is daar kerkraadsvergadering na afloop van die oggendediens. En dan broers en susters, vra ons ook as daar enige iemand idees het wat ons kan help met fondsinsamelingsprojekte, kan julle met tieners praat of julle kan met my praat. En dan kyk ook maar net daar op ons barmhartigheidslysie wat ons nodig het. En onthou, elke eerste Sondag van die maand is Hartie Sondag, wat ons dan vir mense ietsie bring, of ons bring skoonmaakgoed, kos, nie bederfbare kos, wat ons uitdeel aan mense wat minder as ons het. Baie seën vir die week wat voor lê, en mag julle elke dag die Here se teenwoordigheid